Hallo en welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn erediens. Ons is so opgewonde oor alles wat by Kerk Sonder Mure gebeur. En die afgelope 2 weke het ons regtig gevier wat die Here besig is om te doen. Maar ons wil graag meer hoor by jou en hoe jy dit beleef. So ons wil jou uitnooi om die vraelys wat in die description hieronder in 'n link is, op daarop te klik, dit in te vul. Dit is 100% anoniem en dit vat omtrent so 8 minute om in te vul. Want ons wil baie graag by jou hoor hoe jy dit beleef. Stefanie Berg kuier vandag saam met ons en hy gaan ons dieper vat in die woord vandag. So mag dit vir jou iets wees wat jou nader aan Jesus bring vandag. En as jy waarde vind in hierdie boodskap, vat dit en stuur dit aan vir mense wat jy dink daarby sal baat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die goedheid. Dankie vir die grootheid. Here, dankie dat U teenwoordig is. Here, dankie dat U besig is om lewens te verander. Mag vandag se boodskap dit ook doen in mense se lewens. Here, ons eer U in die naam van Jesus Christus. Amen. Dit is so dat die woord spyt altyd te laat kom, of liewers, spyt is nooit betyds nie. Dit is altyd te laat. Ek het nog niemand gehoor wat sê ek was betyds spyt nie. Dit is altyd, dit was te laat. Ek dink toe ek een keer lees, deur in 1954 in the Grand Ole Opry daar in Nashville, Tennessee, het 'n jong man met sy gitaar gespeel en toe sê die bestuurder, jy moet maar gaan trokke dryf, en dit was Elvis Presley. Of toe die Beatles in Hamburg gespeel het en die ouens vir hulle gesê het, gitaarmusiek is op pad uit, julle moet ook maar op pad uit wees. Nou ek dink sulke mense is vir altyd spyt, maar daar's baie keer so 'n soort spyt dat jy na die tyd besef, het ek maar geweet. In Junie 1961 bestuur 'n jong egpaar wat pas getroud is met hulle motor so deur die platteland en ergens val hulle motor vas in die modder en 'n plaasboer ry verby en hy sê hy sal hulle help en meer as 40 minute lank help hy hulle om hulle motor uit te grou uit die modder. Hy tou hulle terug na die plaashuis, daar gee sy vrou vir hulle koffie en vir meer as 'n uur kuier hulle en toe ry hulle. En ergens stop hulle om brandstof in te gooi en iemand sê vir hulle wat gehoor het, weet julle, dit was die vorige president van Amerika, dit was Dwight Eisenhower wat julle gehelp het. Wat pas afgetree het na 2 termyne as president van Amerika, wat ook die aanvoerder van die geallieerde magte was, en hulle het nie 'n idee gehad. Dit was dit nie. Ek lees in The Times een keer in Engeland van Richard Griffin wat vertel, hy was koningin Elizabeth se lyfwag, dat hulle een Saterdagmiddag daar by Balmoral of nie, dit is seker daar in Engeland, Londen, het hulle so buite die paleis bietjie in die tuin geloop, soms so in die tuine, en koningin Elizabeth het haar 'n kopdoekie opgehad, en toeriste wat daar verbystap, vra vir haar, have you ever seen the Queen? En sy kyk na 'n leiwag, en sy sê, no, but he has. En met daardie woorde los sy hulle. En ek dink by myself, hoe sou daai mense na die tyd gevoel het? Spyt het 'n manier om by jou verby te gaan. En miskien is die groot storie, die groot verhaal van spyt, wat ons raakloop in Johannes 20, ons teksgedeelte. Maar ek wil begin eintlik by vers 19, ons gaan lees vanaf vers 26 of 24 se kant af. Dit is die Sondaгаand nadat Jesus die doodgeloop het, lewendig uit die dood uitgestap het, aan die kant uit, die grootste dag ooit. En dan daag hy op by sy kerk, en die deure is gesluit, geen besoekers
welkom. Dis wat hulle sê. Hulle is bang. En Jesus stap in en die eerste ding wat hy doen, wat ons hoor hy doen, maar dis nie wat hy eerste doen nie, hy sê vrede vir julle. Nou in Joodse tradisie, Johannes hoef dit nie eers te vertel het nie, want die Jode het geweet hoe werk dit. In Joodse tradisie, as mense mekaar op die pad gegroet het, soos reisigers geloop het en by mekaar verbygaan, was dit die gebruik dat jy so 30, 40 tree van iemand af, jou hand in die lug opsteek, jou regterhand, oop hand en sê vrede vir jou. Daardeur wys jy, ek dra nie 'n wapen nie, want jy het gewoonlik jou swaard of jou dolk uitgeruk met jou regterhand. So ek kom ongewapend, my hand is oop, vrede vir jou. En dit is hoe Jesus verskyn, die Sondag aand, die donkerste oomblik vir die kerk. Hulle leier is dood, dink hulle. Hulle sluit die deure. Besigheid gesluit. Dis verby. En Jesus staan hulle midde. Vrede. En hierdie keer is dit waaragtig vrede. God het vir Israel gesê by Sinai van sy groot vrede, hy het deur Moses vertel van sy groot vrede, maar hier's vrede in lewende lywe. En wat sien jy as jy Sondag aand vir Jesus sien met sy regterhand in die lug? Jy sien die storie van Vrydag op sy hande. Jy sien die wonde, wat dit het nog nie littekens geword nie. Jy sien dis daar waar die spykers sy lewe gevat het. En terwyl hy sy hande en sy sy, vers 20, vir die disippels wys, was hulle baie bly. Ek weet een ding van vrees en van vreugde. Dit kan nooit gelyktydig gebeur nie. Dis twee wederzijds uitsluitende ervarings, emosies, ingesteldhede. Jy kan nie en bly en bang wees nie. Jy moet die keuse maak, of jy is bang, of jy is bly. Maar jy kan nie bly bang wees nie. Tensy jy bly verstaan as aanhoudend bang. Dit kry jy reg. Dit kry Suid-Afrika reg. Ons bly in bangland. Hier is ons bang. Ons sing almal, ek sin dapper muis, kyk hoe stap ek deur die huis, maar moet my nie verder glo nie. En die slegte nuus is, die neurowetenskap sê vir ons vriende, soos ons ouer word, word ons banger. So as jy nie iets gedoen het met jou lewe, is jy banger as laas jaar hierdie tyd. En ek het 'n paar redes hoekom ek dink ons in hierdie tyd waarin ons lewe nou nog ekstra bang is in die afgelope week. Kyk, daar's nie iets nie of ons is bang. Ons is bang die brandstofpryse gaan op, ons is bang dit gaan nie af nie, ons is jy noem dit en ons is bang. Maar jy kan nie bly wees as jy bang is nie. En in een oomblik skrik vrees en gee pad as Jesus opdaag. Dis Jesus. Jesus, wanneer hy opdaag, word vrees bang en gee vreespad en in een oomblik kom vreugde in. Dis wat Jesus beloof het, hy sal doen, onthou julle? Hy sê dit nog steeds, ek is die lig vir die wêreld. Jesus het nooit gesê, dit sal ligter word na die wederkoms nie. Moenie dink die wêreld gaan so lig word dat jy nooit gaan in die donker wees nie. Hy het sê, dit sal altyd donker wees, maar die lig vir die wêreld is hier. Onthou jy Johannes 8 en Johannes 9? Jesus se woorde was, loop naby my. Loop op my hakke, sodat jy nie in die donker verdwaal nie, want ek is die lig vir die wêreld, maar die wêreld is altyd donker. En nou daag Jesus op, en hulle was baie bly toe hulle die Here sien. Vrees vlug, vrees gee pad, vrede vir julle, sê Jesus weer. O, dis hoe Jesus sy kerk tegemoet loop. Vrede, vrede, waar God is, die God van die Bybel, die God van Jesus, Jesus self, kom vrede in lewende lywe. Hy is die brug vanaf die hemel en terug. En die disippels, en almal is oorweldig, hulle het Vrydag gesien, hoe sterf hy aan die kruis, en as daar een ding is wat mense moeilik glo, is dit bonatuurlike dinge. En terwyl hulle daar staan, vers 22, doen hy nog iets, hy blaas op hulle. Nou as ek reg onthou, blaas ons koolsuurgas uit. Ons asem suurstof in, as ek nog my biologie reg onthou.
Dis net God wat suurstof uitasem. Onthou jy in Genesis 2 het hy dit gedoen? Toe hy die eerste mens gemaak het, toe God daar gaan sit het en Adama, die boogrond gebruik in Hebreëus, om Adam, die mens te maak, het hy hierdie hoopie gevat en toe blaas hy. Toe word die mens 'n lewende siel. En daarom het die ou Jode geglo, solank as God sy asem in jou inblaas, leef jy. As hy sy asem terugtrek, sê die Ou Testament, sterf jy. So jy het God se suurstof nodig, nie net die aarde sinne nie. En daardie aand blaas Jesus sy gees op sy bang kerk uit, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle in die donker wêreld in hierdie gevaarlike wêreld in. Julle wat agter geslote deure sit, Jesus, die Here, is by julle. Nooit sal die wêreld die suurstof van die kerk steel nie. Nooit sal die donker die lig verdryf nie. Dit bly vir my die woorde, geliefdes, wat my hart warm laat klop as ek onthou Jesus in Matteus 16 gesê het, nie eers die poorte van die doderyk sal dit stil maak nie, dat ek die Here is nie. Och, en die disippels is so oorweldig, en hulle kan sondes vergewe. Dis 'n aand van 'n leeftyd, en een ou mis dit. Een ou is nie daar nie. En hier is die ding met spyt, dit kom te laat, maar partykeer is jy nie spyt, totdat jy weet jy moes spyt gewees het nie. Partykeer is jy bly jy mis iets, totdat daar iets geweldigs gebeur. Ek onthou juis nog steeds ietsie van koningin Elizabeth op 23 Maart 2012, troue egpaar met die naam John en Frances Canning in Manchester. En tipies jonk en vrolik, besluit hierdie meisie voor haar troue, sy nooi sommer die koning en koningin van Engeland ook, na haar troue toe in Manchester, en hulle het gedink, dis interessant. In die oggend toe hulle daar by Manchester is, toe ry daar 'n hele koninklike groep mense, en die volgende dag koningin Elizabeth op vir die troue van John en Frances Canning op 23 Maart 2012. Dit was die grootste skok van hulle lewe, dat die koningin gekom het. Bid jou dit aan. Bid jou dit aan, ons kruip weg, en Jesus sê, ek kom, ons sê, nee, hy is dood, en Jesus sê, nee, ek lewe. En nou is ons 'n week later, maar voor dit, ek lees saam met jou, Johannes 20 vers 24, Thomas, wat ook Didymus genoem is, in Grieks terloops, beteken 'n tweeling, so hy is deel van 'n tweeling. Een van die 12 was nie by die ander disippels toe Jesus gekom het nie. Hy het uitgemis op Jesus, op God se vrede, op God se asem, op God se uitstuur, hy het alles gemis. Fout, groot fout. Die disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Dis die taal van die vroeë kerk. Ons het die Here gesien. Maria Magdalena het in vers 18 vir die disippels gesê, ek het die Here gesien. Dis hoe die vroeë kerk mekaar gegroet het. Dis hoe die vroeë kerk met verwagting geleef het. Dis die taal van opstandingssondag. Ek het die Here gesien, die graf is leeg, die kruis is kaal, Jesus lewe. Dis 'n Christen se eerste taal. Dis nie waar nie, moenie iemand glo wat vir jou sê Afrikaans is jou moedertaal nie. Jou moedertaal is die Nuwe Testament. Jou tweede taal is Afrikaans. Jou moedertaal is, ek het die Here gesien. Ek het die Here gesien, jy praat 'n nuwe taal, God het jou tong aangeraak, jy kan waaragtig nie Afrikaans praat soos die res nie, jy sal verstik in al daai woorde. Maar wanneer God jou tong aangeraak het, ons het die Here gesien, ons het die Here gesien, vers 25. Maar, hy sê vir hulle, dis nou Thomas, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Dis 'n ding om nie te glo nie. Jy kan nie 'n Hollywood fliek kyk of 'n storie kyk nie, en dis die eerste ding wat hulle sê as hulle oor God sê. Jy weet, I'm not religious en ek glo nie. Dis so amper 'n badge of honor. Jy weet, ek glo nie. En daar's baie mense wat nie glo nie. Trouwens, die Nuwe Testament draai geen doekies daaroor om nie, dat ons leef in 'n nie gelowige wêreld. Jy moet verbaas wees as jy geloof raakloop, want jy leef in die donker, tensy jy Jesus volg.
Maar geloof en ongeloof is volop. En is nogal skokkend. Dit breek 'n mens se hart dat mense wat ook lank in die kerk is, éventueel uit die kerk uitstap, en daar's baie redes. Ek het al baie redes gehoor, en jy ook. Ek het al gehoor dat ouens sê, nee, die kerk is net 'n plek vol skynheiliges. Toe iemand dit vir my 'n keer sê, het ek gesê, maar dan is jy ook welkom. Maar, want as jy daarom die ander ouens kan uitken, dan kan jy dan familie uitken. So, join ons. Of die kerk het my seer gemaak, daai ander ene. Soos toe ou dit ook vir my een keer sê vir my, ja, jy weet, die bank het my ook seer gemaak, want ek hoor jy werk by die bank. Maar ek glo daarom nog my plaaslike tak is okay. So die kerk, 2 biljoen mense wat jou seer maak, klink bietjie erg, dan is jy stikkend. Maar feit bly, ek verstaan, en ek het al baie met ouens te doen gehad wat hulle geloof verloor het. Ek onthou, toe ek 'n jong dosent was by Tikkies, het 'n professor by 'n ander universiteit, ook in Pretoria op 'n hoë berg, ook sy geloof verloor, en in die koerante daaroor geskryf, en dit was groot nuus, want dit is altyd groot nuus. Dis nie nuus dat ons vir almal hier is vandag het. Jy gaan nie in die week lees, daar by Kerk Sonder Mure het mense geglo nie. Maar laat een javel nou sê ek glo nie, dan gaan dit in die koerant wees. En dan sê die mense altyd, waar gaan die kerk heen, en al daai soort dinge. Maar toe hierdie een professor nou geloof verloor, en nou Max de Pre het nog die Vrye Weekblad gehad, en dit was nou groot stories oor die professor van die NISA wat daarmee heen is. En hulle vra toe my kollega wat ook my doktervader was, Prof Andri de Tooy, wat dink hy daarvan, en hy sê, hy dink, Jesus het al baie erger dinge oorleef as dat 'n professor in Pretoria nie in hom glo nie. En ek gedink, dis nogal waar. Jesus skrik hom nou nie flou. Hy het hom nou nie flou geskrik toe Thomas sê, ek wil 'n na-doodse ondersoek hê. Ek sal nie glo voordat daar 'n post-mortem op Jesus gedoen is nie. Hy is dood. En ek is dood verlore. Ek is klaar. Ek is 'n rasionele mens. Ek soek bewyse. En ek wil self daar by daai post-mortem wees. Ek wil my vingers in die wonde druk en my hande in sy sy druk. Ek wil seker maak hy is properly dood, want hy is. Want dit kan nie wees nie. Ek het gesien hoe hang hy Vrydag aan daai kruis. Hy's dood. Ons storie is daarmee heen. Julle lei aan hallusinasie, julle almal. 8 dae later, vers 26. Nou in Joodse tradisie, net vir interessantheid, Jode tel inklusief. Dan word hulle tel van Sondag af, dag 1. So 8 dae later is die volgende Sondag. 7 dae op ons kalender, in die Joodse tradisie 8 dae. Is die disippels weer by mekaar. En Thomas was by hulle. Ek weet nie hoe hulle hom daar gekry nie. Hulle het dalk gesê daar snacks of iets, ek weet nie, maar hy's daar. En Thomas is daar. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Dis Jesus. Hy kom so na sy kerk toe. En hy kom vir Thomas. Jesus kom vir Thomas. Ek onthou die bekende Amerikaanse skrywer, Bybelvertaler, teoloog, Eugene Peterson, groot invloed op my eie lewe uitgeoefen het, en dalk het julle al The Message gelees wat hy vertaal het. En dalk kan jy gaan kyk, hy was ook instrumenteel dat Bono, die groot ou van U2, die Here gevind het. Daar's 'n pragtige video terloops op YouTube wat jy kyk. Kort voor Peterson se dood het hy en Bono saam gekuier ook. In elk geval, by sy begrafnis, ek sal nooit vergeet nie, het sy seun huldeblyk oor sy pa gedoen oor Eugene Peterson. Hy het gesê, almal in die wêreld het gedink, Eugene Peterson het hierdie baie woorde, en hy's hierdie slim man. Hy sê, maar my pa het net een refrein gehad. En hy het dit elke aand vir ons gesê, toe ons klein kindertjies was. En hy het ons, nadat ma ons in die bed mooi toegemaak het pa ingestap, en hy het seker gemaak, we're tucked in, soos die Amerikaners sê, die kombers is lekker vas. En het hy my oor gefluister, lief, God is coming for you. He loves you. He's coming for you. Hy sê, ek het groot geword met God wat vir my kom, maar hy kom met oop arms. Ek onthou, jare terug, ek weet nie eens of ek het al vertel het nie, ek gaan nie die storie vertel nie, maar ek onthou, nog 'n jong ouetjie was, en ek sit by 'n ou seentjie wat besig is om te sterf in Johannesburg Algemene Hospitaal,
En hy vra vir my oom, en ek geweet dit is verby, en hy sê vir my oom, wat moet ek maak? En ek sê vir hom, hoe het jy atletiek gehardloop? Dis al wat ek kan dink aan hierdie ou sterwende seentjie. Hy sê, oom, toe ek in graad 1 was, sê die juffrou gesê ek moet hardloop, daar so 'n tou. Daar voor ons is 'n tou, net vir die tou hardloop. En toe die juffrou gesê die mammas moet agter die tou staan. Hy sê, en toe hardloop ek na mamma toe. Ek sê, wat het mamma gedoen? Hy sê, oom, sy het haar arms oopgegooi en sy het my gevang. Ek sê, Jesus gaan jou vang. Hy kom vir jou en hy gooi sy arms oop. Hy kom nie met 'n rottang en 6 van die bestes en om jou reg te ruk en jou reg te sien en om op jou plek te sit nie. Ekskuus, want dis hoe Stefan maar met die kerk groot geword het. 6 van die bestes elke Sondag, papi. Maar Jesus kom met oop arms. En hy wag vir jou, Thomas. Hy het vanaand vir jou gekom. En hy het jou lief. Ek onthou die ou seentjie. Hy het vir my gesê, oom, wat van pappa en mamma sal hy hulle ook vang as hulle kom? Sê ek, hy sal. Ag, en daai ou stukkie humor, hy sê, ouma, pappa is groot, hy weet nie of Jesus hom gaan vang as hy kom. Ek sê, moenie bekommer nie, Jesus is sterk, hy is so sterk, hy dra die wêreld op sy skouers, hy moenie bekommer nie, Jesus sal almal vang. En dis toe hierdie aand, en Thomas, daar sit hy in die middel met sy dik lip, lang gesig en sy verbitterdheid, want daar's niks wat 'n mens se hart so hard maak, soos wanneer hy ongelukkig is en verbitterd is en kwaad is en woedend is. En sommer net daar is waar almal is nie. Dan is jy mos diep in die goeters. Ou het 'n ruk terug by 'n kerk, sy is diep teleurgesteld in my. Hy sê, kom ons vat net vlak teleurgesteld, want ek ook speelruimte. Maar ons is mos nooit diep bly nie, maar hy's diep teleurgesteld en hy's diep ongelukkig en hy's diep beswaard. En daar sit Thomas met sy houding daar tussen almal en Jesus sê, ek is vir jou hier. Bring jou hande, kom doen, gee my jou beste ongeloof wat jy het. Give me your best shot. Hoekom jy ateïs is, hoekom jy nie meer glo nie, hoekom jy seer gemaak is, hoekom jy kwaad is, hoekom jy is waar jy is, want so kan dit nie gaan nie. Geen mens kan so ongelukkig wees nie. Geen mens kan so in die donker sit nie. Ek het my altyd herinner, ek onthou in die ou dae, ek weet nie wanneer is dit weer nuwe dae nie, maar in die ou dae toe daar nog beerdkrag was. Onthou ek gesels ek een aand met een van my vriende en ek vra vir sy seentjie, wat doen julle as dit beerdkrag is? Hy sê, oom, dan maak ma pannekoek. En dan eet ons pannekoek, ons kan nie wag dat die krag afgaan nie. Ek sê, wat doen pa? Hy sê, pa sit daar een kant in die donker en hy's kwaad. En ek sien vir Thomas, Jesus daag op en sê, dis fees. Ons gaan fees vier, ons gaan eet, die Here het gekom. En Thomas sê, nee, sê, kom Thomas. Jy dink is 'n postmortem, kom, dis ek. Bring jou hande, bring jou vingers, doen jou beste. En moenie langer ongelowig wees nie. Thomas, ek het gekom vir mense op die rand, vir mense aan die verkeerde kant, vir mense wat sink en verdrink, vir mense wat skree en kwaad is, wat met 'n gebalde vuis staan, maar kom met 'n oop hand. En as ek vanaand 'n week later my hande oplig oor jou en sê vrede, dan gaan jy sien Thomas, die wonde het al littekens geword. Want dis wat gebeur met 'n wond wat goed genees, dit word 'n litteken. En soos ek altyd vir myself sê, hier sit ons almal het littekens. Dit sê ons is 'n bietjie sterker. Lewe het ons geslaan, maar kyk, die littekens. Maar jy Thomas het 'n oop wond. Want daar's baie mense wat nooit kan vergewe nie, dan bly dit 'n oop wond. Hulle het nodig om kwaad te wees. Hulle het nodig om verbitterd te wees. Hulle het nodig. Ek onthou ek het op 'n dag vir iemand gevra, wat sal gebeur as jy hierdie storie laat los, hoe almal jou seer gemaak het? Want daar's geen ander storie in jou lewe nie. Jy het dit nodig vir jouself, lyk vir my, om verbitterd en galbitter en suur sleg te word. Maar jou hart word hard. Ek herinner my aan 'n onderhoud wat ek een keer gelees het van Josef Stalin se dogter. Jy onthou Stalin was die leier van Rusland in die Tweede Wêreldoorlog wat self ty ons reken tot 11 miljoen van sy eie mense doodgemaak het. Die grootste massamoordenaar van alle tye. En hy het begin as 'n jong priester voordat hy hoof van die kommuniste geword het. 'n Russiese priester en hy het gou vir God verloor.
En toe sy tweede vrou wat Katarina dood is, het hy sy laaste liefde verloor, het sy dogter vertel. En sy vertel op sy sterfbed, het Stalin letterlik regop gekom, sy vuis na God gebal en gesterf. Hy wou tot in sy dood moet God beklei. En in die proses miljoene mense doodgemaak, hierdie verbitterde man. Het hy maar geweet, God kom nie met 'n vuurige swaard nie, hy kom met 'n kruis wat sê ek het betaal. Hy kom nie om jou reg te sien nie, hy sê ek het gekom met water om die vuur dood te blaas. Hy kom nie om jou vir die hoeveelste keer seer te maak, soos baie mense dink God doen nie. Hy sê hulle het my seer gemaak, my liggaam gebreek, sodat jy nie gebreek word nie. Ek het vanaand vir jou gekom, Thomas. Moenie langer ongelowig wees nie. Kom in die lig. Kom sit hier tussen ons. Kom vier fees. En Thomas sê, my Here en my God. As niks so mooi soos iemand wat breek voor die Here nie. As niks so mooi soos iemand wat breek voor God en sê, hier's ek Here. Daar's my laaste skans. My laaste fens is weg. Ek het niks. Ek is gestroop. Ek het probeer, Here. Ek het gehardloop, U hardloop vinniger. Ek het donker gekies, U's lig. Ek het gemors gekies, U kom met lewe in my gemors in. Ek is klaar gehardloop, klaar gevlug, klaar. Ek kan nie een tree verder nie, ek is moeg, Here. U is my Here en my God, dis al wat ek kan sê. In Johannes 1, Nathanael, hulle vertel vir hom van Jesus en hy sê, kan daar iets goeds uit Nasaret kom? En dan sê hulle, kom kyk. En soos hy aanstap, sê Jesus, ek het jou al gesien daar onder die wilde vyeboom. En Nathanael val neer en hy sê, Rabbi, waaragtig, U is die verlosser van die wêreld en Israel. En Jesus klap hande, want dis wat Jesus doen. Dis wat hy vandag doen, dis wat hy met jou en my doen. Hy kan dit nie vat, hy kan dit waaragtig nie vat, dat die kerk nie in sy vrede lewe nie. Glo jy nou in wat jy sien? Gelukkig, Makarios is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Jy sien Thomas, by my werk het, glo is sien, glo is sien. Geen nie daai tree in die lig in, en jy sal sien, en jy sal leef, en jy sal vry wees. Want ek het opgestaan, en ek leef, maar ek is nie klaar nie. Ek kom na jou toe. Ek kom na jou toe as die brood wat ewige lewe gee. Ek kom na jou toe as die lig vir die wêreld. Ek kom na jou toe soos ek na my groot vriend Lazarus toe gekom het as die opstanding en die lewe. Ek kom na jou toe wat so bang is en ek sê vir jou, ek is die goeie herder. Niemand sal jou uit my hande uitruk nie. Ek gee vir jou lewe. Ek kom na jou toe as die weg en die waarheid en die lewe. Ek kom na jou toe as die ware wingerdstok en wie daar lewe in oorvloed is. Thomas, en gelukkig is elkeen, geseënd is elkeen, wat dit glo, en wat nie opgee nie. Want ons leef in 'n wêreld, waar die donkerder word, as ek dit mag sê. En waar jy op die uitkyk moet wees, dat dit jou nie insluk nie, want kort voor lank verswelg dit jou en is jy weg in hierdie trog van donkerte. Maar ek kom om lewe te gee. Ek kom wanneer die kerk se deure gesluit is by wyse van Spreuke en geen besoeker welkom is nie, kom ek met my oop hand. Ek kom met hemelse asem en ek kom na jou toe. Ek herinner my en daarmee sluit ek af altyd. As ek in hierdie verhaal dink aan Openbaring 3, waarna ek al so baie verwys het. Teks het my so aangegryp in Laodicea wanneer Jesus kom kuier. En ek onthou so hoe hy sê, julle maak my naar, sê hy vir sy kerk. Dis verskriklik, julle maak my naar. Maar ek het in die hemel het ek 'n goeie Veloid gedrink, 'n goeie anti-naar-pilletjie en nou kom ek. En ek kom na julle toe met persente. Ek kom na julle toe met wit klere, want julle is kaal, julle weet dit net nie, maar ek bring vir julle my klere uit die hemel, uit my hemelse klerekas.
wat ek kom deel. En julle dink julle is ryk, maar julle is brandarm, maar ek het in die hemel goud wat deur vuur gelouter is. Ek bring dit vir julle saam, verniet. En ek sien julle is blind, ek bring oogsalf, dat julle oë kan oopgaan. Want by my is om te glo, om te sien. En as julle oë oopgaan, bring ek feeskos. Want ek wil saam met julle eet. Ek kan nie wag vir die nuwe Jerusalem nie. Ek kan nie wag vir die eendag nie. Ek wil nie julle net vir 'n beter plek hê nie, dit moet hemel op aarde wees. Jy moet in die donker lig sien. Jy moet tussen dooies lewe voel. Jy moet tussen verlorenes gevind voel. Jy moet tussen vreemdelinge 'n vriend wees. Jy moet tussen hulle wat soek geraak het, deel van die gevinde eiendom wees van die lewende Here. En daarom Thomas, glo jy nou omdat jy sien? Hoor hier, gelukkig is diegene wat nie sien nie en glo. Tel jy onder hulle? Prys die naam van die Here. Maar Jesus kom vir jou. Hy het planne. Hy kom met goud en wit klere en oogsalf. Kom ons bid. Here God, dankie dat U kom. En dankie dat U vir ons elkeen kom. Dankie dat ons op U radarskerm is. En dankie dat U 'n goeie plan het. U kom met 'n oop hand. U roep volgend oor my lewe uit. Vrede vir jou. Here, ek is so onstuimig, bang in hierdie wêreld waar ek lewe. Here, as ek die nuus aansit en as ek met vriende praat, is daar alweer 'n nuwe krisis. Die wêreld is in oorlog. Dit lyk, Here, of alles so duur gaan word. Ons weet nie hoe gaan ons in hierdie tyd in nie. Here, ons is net mense, ons is bang en onseker. Ons wil die deure sluit en sê, los ons net alleen. En hier kom U met hemelse asem. En U kom met U vrede. En U sê, bring vir my jou klein geloof, jou ongeloof, jou twyfel, jou vlug, jou weghardloop. Want ek wil saam met jou eet. En hier is ek, Here, om gevind te wees, om saam met Thomas uit te roep, my Here en my God. Dis al. En ek sê dit van harte, U is my Here en my God. Amen.